hierdie week kom ons by die tweede metafoor van die boek, wat God se 3D prent of 3D bril is. Dit is 'n metafoor wat verwys na die gelykenisse van Matteus 13. Matteus 13 is 'n wonderlike hoofstuk in Matteus, is eintlik 'n kernhoofstuk. Vooraf gegaan en na die tyd is daar 'n stuk oor hoe mense Jesus misverstaan. En dan hierdie gedeelte in hoofstuk 13 gaan oor hoe Jesus probeer verduidelik iets van die koninkryk en hy gee 'n klomp beelde. En wonderbeelde is die hoofstuk se naam, hierdie week se naam, en dit is 'n moderne ekwivalent van gelykenisse. So wanneer mens dink aan die woord wonderbeelde, is daar twee dele van die woord wat na vore kom, wonder en beelde. Beelde sê vir ons dat God 'n klomp prentjies kom gee. Jesus kom gee 'n klomp prentjies wat vir ons iets sê. Elke prentjie sê iets oor die koninkryk. Geen van die prentjies is volledig nie. Geen van die gelykenisse gee ons 'n volledige uiteensetting van wat is die koninkryk nie. Elke prentjie sê ietsie anders, en as ons al die metafore lees of al die prentjies wat Jesus gee, al die beelde raak sien, dan gesamentlik gee dit vir ons 'n groter prentjie van wat hy bedoel. Die wondergedeelte daarvan, dat is maar die uitnodiging wat Jesus gee, veral aan die begin van die hoofstuk, waar hy sê, kom wees deel hiervan, kom wonder saam. Daar's mense wat luister en hoor, maar wat nie verstaan nie. En hy nooi ons uit om die teenoorgestelde te doen, om te luister en te hoor, maar dan wel te verstaan. Die oorkoepelende metafoor is 3D brille. En ek hou sommer baie daarvan, want 'n 3D bril is nou iets wat baie in die mode is, die 3D flieks. Baie van die kinders sal nou weet waaroor dit gaan, maar as jy 'n fliek gaan kyk en jy sit daai bril op, dan kom dan mos 'n wêreld na vore. Dit voel vir jou as te ware of jy in die fliek is. En dit is presies wat Jesus doen met die gelykenisse. Hy vertel 'n storie en hy nooi jou uit om in die storie in te klim en deel te word van die storie. Maar alles is nie baie duidelik as jy net een kyk gee nie. Jy moet as te ware sy bril opsit en dan kom daar 'n ander kyk na vore. In hierdie byeenkoms dink ek kan 'n mens kyk na elke dag se beeld. Elke dag het 'n moderne ekwivalent vir die ou gelykenis. Die gelykenisse wat Jesus gebruik het, was maar beelde uit sy tyd uit. Saad, onkruid, mosterdsaadjies, parel, visvang, net. Dit was uit sy wêreld uit. Goed, wat vir ons nie vreemd is nie, omdat ons nou die Bybel ken. Maar die vraag wat 'n mens kan vra is, wat sou vandag se beelde wees? Wat ook iets vir ons sê oor koninkryk, sodat ons weer vars ook na koninkryk kan kyk. Ek sou, as ek in 'n groep bymekaar kom, bietjie gesels oor die moderne beeld. Wat sê die moderne beeld oor die ou gelykenis en watter nuwe moontlikhede skep so 'n beeld vir elkeen? Ek hoop dat as elkeen saamkom in die byeenkoms, dat ons agterkom dat hierdie beelde was eintlik baie ryk. Nie net een verduideliking gehad of een les om te leer nie, maar eintlik 'n skatkis van laag op laag betekenis gehad. En dat as ons moderne beelde daarvoor neersit wat ons laat wonder, dat ons ook meer en meer laag van Jesus se woorde ontdek. En dat dit eintlik vir ons huis te stuur met 'n verwondering daaroor, maar ook 'n klompie raaisels wat nog nie opgelos is nie. Sodat ons by die eind van die dag verder kan dink daaroor, sodat dit kan deel word van ons. Ek dink Jesus het juis 'n storie gebruik wat nie so duidelik was nie, sodat mens nie ophou dink daaraan nie. Dit trek jou as te ware in en maak jou deel van die storie en maak jou nuuskierig om nog uit te vind. Ek dink as ons nuwe ontdekkings maak oor die teks, of dit laat ons wonder oor hoe sal ons dit vandag daaroor praat, hoe sal ons vandag daaroor dink, dan is dit soos 'n bril wat mens aansit, wat 'n mens nie laat kyk na die wêreld om jou, anders laat kyk oor jou eie lewe, na families, na jou kerk, maar ook oor jou omgewing. Ek dink ook oor sosiale geregtigheids vraagstukke, dat ons sal weet dat hierdie gelykenisse nie maar net mooi preke is nie, maar regtig 'n reis is vir elkeen om op te gaan, om anders te lewe, om nie te lewe in die wêreld en om nie te dink en te kyk na die wêreld. En hierdie 3D brille help ons daarmee.